Wanneer ons 'n man ontmoet en hy het 'n fyn sin vir humor, dan trek dit ons baie aan. Maar wat humor aanbetref, navorsing het bewys dat mans nie noodwendig hou van 'n vrou wat 'n skerp sin vir humor het nie. Wat hy van hou is as 'n vrou lag vir sy grappie. Oh, we're wrinkled, we're crinkled, we're bionic through and through. We got stats for the heart, aids for the ears, and teeth that sleep in stew. We're creaky, we're leaky, but we're glad to be right here. Although I'd rather be 20 in the 70s than 70 in the 20s. Hallo en baie welkom by Grys en Gatvol. Maar dit's hallo. Hallo Melanie, en dit is nou ons episode van Dis jou beurt. Maar is lekker om vir jou ook te sien. Ek is nou 'n bietjie weg van die huis af. Waar is jy? Ja, ek is hier so by Glentana, dis die ander kant naby George. Ja. Maar dit is so lekker om te werk en die branders in die agtergrond te hoor en die seelig te ruik. En sodra ons mekaar gaan Kobai sê, gaan ek afstap strand toe of afry miskien met my gekrokte knie en 'n ijskoue glas wyn drink en miskien 'n pizza. Lekker. So dit is lekker om hier te wees. Ek sit maar hier in my huis. Anders jy weet, nie so baie bevoorreg soos jy vandag nie. Maar ons het lekker vrae gekry, 'n baie interessante vraag wat my eintlik aan die dink laat sit het. So kom ek lees dit bietjie en ek wil sommer net baie dankie sê vir almal wat besig is om vir ons vrae te stuur. Ons waardeer dit regtig. Ons is besig om nou baie vrae te kry. Ons lees almal. Ons sal by julle vrae probeer uitkom, maar hou tog aan om vir ons te stuur. Onthou, dis info@grysengatvol.co.za. So hierdie vraag kom van Marie Strou. En sy sê, goeiedag julle, ag wat 'n heerlike tydverdryf is julle dames nie. Ek lief dit. Ag, dankie Marie. Dankie. En dan vra sy, wat van ietsie oor sapioseksueel vir die man? En dan sê sy heg vir ons 'n mooi stukkie aan, wat baie mooi was, baie dankie daarvoor. Maar sapioseksueel, en ek was, So ek het toe gaan googleoer op Google en moes toe vinnig kyk wat dit is. En ja, baie interessant. En maar ons het toe ook vir een van ons kenners gaan vra, reg? Ja, ons het gepraat met Abraham Leroux. Hy is mos ons kundige, hy is 'n sielkundige en kom ons kyk wat sê Abraham daaroor en ek het ook baie om daaroor te sê of 'n ou ietsie. Ek wil ook net 'n ou ietsie ingooi, maar kom ons luister. Wat sê Abraham oor sapiosexuality? Hier kom hy. Die term sapiosexual is basies 'n term wat verwys na 'n persoon wat aangetrokke is tot die intellektuele vermoëns van 'n persoon, interessante idees wat hulle het. So in kontras met fisiese attraksie wat 'n seksuele impuls kan veroorsaak, is dit meer gebaseer op intellektuele tipe van attraksie. Dit is nie 'n formele kategorie nie, maar ons kan dit sien as 'n subkategorie van seksuele aantrekking. Die woord sapio verwys na die Latynse woord sapien wat beteken wys. So mens kan daarna kyk dat baie mense sal sê dit is 'n baie spesifieke kategorie persone wat sapiosexual is, maar in my persoonlike ervaring dink ek dat vrouens oor die algemeen is aangetrokke tot mans wat meer intellektueel is en wat hulle interessante gesprekke mee kan voer. Dit is gebaseer op 'n baie dieper koneksie, is dat as ons gaan kyk na die keuse van seksuele maat, mans vry so in die bordel as mens dit so kan stel, of hulle sal soms 'n spesifieke vrou target, maar op die ou einde is dit die vrou wat die kieswerk doen. So, en vrouens doen daai kieswerk op grond oor die eeue al of die man wat hulle kies se genetika basies 'n goeie genetika is en het die man die vermoë om basies haar en die baba te versorg en 'n goeie toekoms te gee. En vrouens het al lankal die verband gelê dat mans wat intelligent is, wat kreatief is, wat interessante idees het, wat energiek is,
is mans wat baie keer beter genetika het, en dan met ander woorde haar oorlewing en die kind se oorlewing baie voordelig sal wees. So daarom is dit glad nie 'n unieke verskynsel nie, dis 'n verskynsel wat eintlik al oor die eeue bestaan. Wat ook interessant is dat dis nie net 'n verskynsel wat by vrouens voorkom nie. Baie mans wat meer intellektueel georiënteerd is, sal baie sterk voel dat 'n maat wat hulle kies, 'n vrou, ook sterk intellektuele vermoëns moet hê en kan dan ook intellektuele vermoë in 'n vrou sien as iets wat hy kan sien as seksueel aantreklik. So dit kan dan gesien word saam met die fisiese interaksie as 'n rede hoekom hy dan aangetrokke sal wees tot die vrou. Daarom is dit baie keer die geval dat in vrouens se geval dat hulle sal gaan vir 'n man wat hulle ander mense nie noodwendig sal dink is spesifiek aantreklik of verskriklik sterk van uit 'n uiterlike oogpunt nie, maar sy sien basies sy sterkte lê in sy intellek. Interessante variasie op die tema en soos ek sê, dit was deur die eeue was dit 'n verskynsel wat nog altyd bestaan het, maar in vandag se internet wêreld waar baie van die kommunikasie verbaal plaasvind op social media, op sekere platforms, is dit baie gereeld dat ek hoor dat vrouens sê, as die man nie intellektueel oorkom en goed kan kommunikeer op daardie medias nie, dan sal hulle klaar die belang nie. So mens kan sê dat toenemend gebruik vrouens baie keer die man se intellektuele vermoë as 'n vorm van sifwerk, waar hulle 'n klomp mans uit die uitsif as moontlike partners en dan meer kans gee vir die meer intellektuele mans om beter voorkeur te kry. Interessant, Daar né? sê. Ja. Ja, dit is definitief interessant. Wat dink jy daarvan? Wat dink jy? Jy is waarskynlik 'n sapiosexual. Jy Ja. vind intelligensie waarskynlik baie sexy. Ek dink Ja. ek dink baie vroue hou daarvan, né? Ja, ek het nog Bekwame nooit 'n man wat bekwame is en bietjie leierskap, iemand wat sterk is en wat intelligent is en wat daarom lyk of hy weet waarvan hy praat, nê? Nee, presies. Ek sê nog al die jare, ek is aangetrek na 'n brein. Jy weet, 'n Ja, man ja. wat nie interessant is nie, 'n man wat ook nie vir my genoeg waardeer my intellektuele vermoëns om met my interessante gesprekke te kan hê nie. Ek sal, jy weet, dit irriteer vir my baie. So ek het al so op stasies gesit, toe ek in Europa gebly het, dan kyk ek nou so fisies na al die mans wat verbykom. Dink ek, nee, Ja. wat, dit interesseer nou nie vir my nie. Dan sal letterlik niemand wat my regtig interesseer nie. Maar as ek dan intellektueel, jy weet, in 'n gesprek met iemand kan gaan, dan so ek het nou uiteindelik 'n naam vir my. So dit is nou nogal goed, maar dit is veel baie. Ek dink man, jy is baie dieselfde, reg? Ja, natuurlik. Ja, dit is vir my baie aantreklik as 'n man intelligent is, natuurlik. En iets wat natuurlik saamgaan, net 'n interessante ding wat bietjie navorsing het ook bewys, wat vir ons baie saamgaan met intellektuele vermoëns, is 'n man met 'n fyn sin vir humor of 'n vrou met 'n fyn sin vir humor. So baie keer kan jy aan die sin vir humor agterkom of dit intelligente humor is en of dit sommer 'n platvloerse Grappie. waarmee ons nie lekker sit nie. Maar die interessante ding is van humor is dat wanneer ons 'n man ontmoet en hy het 'n fyn sin vir humor, dan trek dit ons baie aan. Dit is ook deel van die pakkie van intelligent wees. En dan natuurlik wys hy daardeur ook dat hy sosiale aanpasbaarheid en sosiaal aanvaarbaar ook is. So dit is baie cool. So ons hou daarvan, maar wat humor aanbetref, navorsing het bewys dat mans nie noodwendig hou van 'n vrou wat 'n skerp sin vir humor het nie. Wat hy van hou is as 'n vrou lag vir sy grappies. Mans vind dit baie aantreklik as hy 'n grappie maak en sy vrou of sy kerel
geniet die grappie en lê soos hulle lag. O, dis baie sexy vir 'n man. Dis interessant, né? Dis baie interessant, maar dit is baie ook interessant wat Abraham sê, dat dit soort van, dat dit al oor eeue op 'n manier kom. Ek meen, dit is natuurlik 'n soort van, baie soort van archetypiese goed waarmee hy werk, as hy begin praat oor die babas, versorg, daai tipe goed. Ja, Maar dit is interessant, dis tog interessant dat dit nog so, jy weet, subconscious, wat is die Afrikaanse woord daarvoor, jy weet, soort van dat vrouens nog steeds, dit soort van, en dat ons miskien nie eers bewus is daarvan nie, maar ons maak so vinnig die sommetjie, jy weet, as ons wel wil kinders hê, gaan die doet, gaan die genetika werk, is daar 'n bietjie van 'n brein, jy weet, soort van, sal hy ons beskerm, sal hy 'n goeie pa maak, ek dink wel ons doen dit, reg, ek dink wel, Ja, nie verseker. dat 'n mens dink oor gaan hierdie oue goeie pa kan wees, as jy iemand is wat wil kinders hê. So, dit is ook vir my interessant, hoe vinnig ons breins en hoe ons daai calculations maak, jy weet, en ja, ek meen vir my was intellektuele aanpasbaarheid nog altyd verskriklik belangrik, jy weet, soort van, as daar nie, want my vraag is ook, as die seksnouers, as jy nou moeg raak vir mekaar oor seks, dit gebeur maar sommer vinnig, wat mense dink, oh, okay, nou, wat doen jy dan? Dan moet jy dan kan gesels, en as jy nou eendag in jou, op die stoep sit en jy is nou regtig oud, dan wil jy dan ook nog iets om oor te gesels, reg? Dan wil ek nog kan, wat ook al, jy weet, analises kan doen en so aan. En die man moet my nog interesseer en intellektueel stimuleer. So ja, baie interessante vraag vir my gewees. Ja, weet jy wat Abraham het gesê ook, dat, jy weet, tradisioneel beskou en oor die algemeen is mans meer aangetrokke deur die fisiese of 'n spesifieke fisiese goed. Een ou is dalk 'n titie ou, ander ou is 'n boutjies ou, ander is 'n oogies een het lengte, een het dit. Mans hou van daai spesifieke fisiese dinamika of 'n sekere liggaamshouding. So hulle is baie op dit, maar dit is ook 'n mite dat dit deurlopend vir die man belangrik is. Dit is net om sy aandag te trek. Maar soos wat 'n verhouding aangaan, hou 'n man ook daarvan om begeer te word, om te weet hy word na geluister, om gerespekteer te word, om 'n maat te wees. So daar is soveel meer wat dan groei, maar die endings by 'n man is jou fisieke goeders, want dit is baie vinnig, en dan het navorsing ook bewys dat vroue se erotiese brein is baie meer, het 'n baie hoër plasticity. Hulle is baie meer vloeibaar. So 'n vrou, terwyl mans is so bietjie stak op daai, vir vroue gaan dit baie oor konteks. Ons kan 'n ou baie aantreklik vind as hy lyk in konteks, of hy darm sy hande so bietjie op die stuurwiel het, of hy emosioneel volwasse is. So vroue kan bietjie meer speel met ons breine, ons erotiese brein is definitief meer fluid as 'n man se nou. So dis nog interessant, ja. Ek dink ook dis belangrik om te sê van my kant af in elk geval, ek dink dit sal waar wees vir meeste vrouens. Is die feit dat jy deur breins aangetrek word, beteken nie dat jy dan wil dat hy kan weet, soort van daar kom in sy geskeurde t-shirt en sy onderbroek met gate aan, of nie die houderend aan sit nie, of nie, like, ek meen, al daai goed is nog steeds belangrik, dis nie asof dit nie belangrik is nie, dis net dat hulle moet onthou, dit is soort van miskien nie die primêre, so die eerste ding waarna jy kyk, is nie noodwendig, of hy lyk soos, ek kan nou nie eers dink aan wie nie. Ek wil net sê oor die onderbroeke, oor die onderbroeke, kyk as hy met 'n geskeurde onderbroek kom, that's one thing, maar as hy nog van sy perd afdonder en dan trek ons 'n lyn. Daar het julle dit, so laat ek vir ons ook weet, wat is die goed wat julle aantrek in mans, wat is dit? Is dit breins hoofsaaklik, wat is dit? Mooi aantrek, lekker ryk, geld? Ek meen, ek weet beslis dat Sekuriteit, wat is dit? Veiligheid, wat is dit? Ek weet dat ek sou nooit 'n soort van token wife kon gewees het nie. Ek is nie een van daai nie, want ek het nie genoeg aandag en tyd wat ek wil gee aan my voorkoms nie. En ook, ek meen, dit is nie 'n rol wat vir my sal pas nie, maar wat is dit wat julle interesseer? Laat ons weet. Ons wil graag hierdie gesprek bietjie verder voer as net vandag.
So, hier is ons nou terug en ons is nou by daai deel van ons program wat ons altyd praat oor gatvol verkoop. En dit word gesponsor, soos hulle in Engels sê, deur Frozen for You. En hierdie week is myne was 'n vegetariese of 'n lentil herderspastei. So dit het bo-op 'n laagie van soetpatats en dan onder hoofsaaklik lensies gehad. Baie lekker. Dis effens aan die soeterige kant. So dis nie so 'n souterige dis sout maar dis nie so souterig nie. En wat baie lekker daarvan is, jy kan dit ook net in die mikrogolf sit. So nou en dan is mens nou nie lus om te airfry en alles nie. So hierdie enetjie kan jy lekker vinnig in jou mikrogolf sit en dan is jy sommer binne 'n paar minute is alles reg. En lensies is natuurlik lekker gesond vir jou. Party mense doen nie so goed met lensies nie, maar as jy nou nie te veel van 'n maagprobleem van lensies kry nie, en dis natuurlik as jy vegetaries is baie belangrik want dit is so lekker hoog in proteïene. So dit was myne. Wat was joune, Maritza? Wel, ek het ietsie baie soortgelyks gehad, maar ek het nou nie die lensies gehad nie. Ek het regtig 'n erge herderspastei gehad met maalvleis. So Melanie, ek het sy pakkie gehou om vir julle te wys. There we go. Dit was verskriklik lekker en jy weet ons praat van gatvol vir kook, maar weet jy hierdie is net as jy ook jubelend jou dag vol is en jy wil terugkom en die lekker vir my natuurlik is ook dat ons dit dadelik van gevries af kan doen. As jy al vanoggend vergeet het, né? Yes. Nou kan jy hom uithaal, pas net aan, druk hom in jou airfryer of in jou mikrogolfoond. Bou jou slaaitjie and Bob's your uncle, skink jou wyntjie and off you go. So ja, Frozen for You, fantasties, baie dankie daarvoor ook. Hierdie program is geborg deur Probitech. Probitech is na my mening die beste en die mees gevorderde probiotiese produk beskikbaar in Suid-Afrika. So, kyk, hierdie oulike kapsuletjie maak doodseker dat die pre- en probiotika regtig in jou darmkanaal beland, daar waar hy sy werk kan doen. Kry sommer nou vir jou, aanlyn, Clicks, Dischem of by jou naaste apteek. Probitech. Baie dankie daarvoor. En ja, hier is ons dan nou eers klaar met dis jou beurt. Laat tog weer vir ons julle vrae weet wat dit is wat julle wil hê ons moet oor kundiges gaan vra of selfs sommer net gesels daaroor. Soos ek vroeër gesê het, info@grysengatvol.co.za. Tot volgende week. Hierdie potgooi is slegs vir inligtingdoeleindes en nie om mediese advies te gee nie. Indien iets jou bekommerd of nie reg voel nie, raadpleeg asseblief onmiddellik 'n mediese praktisyn.